So ek speel vir jou hierdie kort testimony, hartseer testimony. Hoef nie hartseer te eindig nie, maar hartseer tot op daai punt en ek vra jou, wat voel jy as jy dit kyk? Stem jy met my saam dat een van die goed wat mens dink is, jy wil sê vir hierdie girl, luister net vir jou ma. Luister net vir jou ma, sy's besig om haar gesin skade aan te doen oor haar drankprobleem en dit kom nou al oor jare en hier's haar ma se laaste woorde. Hou net op met dit. As jy een ding doen, hou net op met dit en wees lief vir jou familie en bou 'n gesonde familie. En almal van ons sal saamstem, ons sal vir haar sê, luister daar vir daai laaste woorde. Laaste woorde is belangrik, want jy weet, as iemand min tyd oor het, dan gaan hulle nie stories praat nie. Hulle gaan sê wat in hulle hart is, en hulle gaan fokus op dit wat regtig saak maak. En dis hoekom hemelvaart super belangrik is. Want as Jesus se laaste woorde aan sy disippels, en nie net aan hulle nie, maar ook aan my en jou, voor hy gegaan het. Hy kom nie net en hy vat hulle na die berg toe, en nou sê hy vir hulle, okay, ek gaan, baie sterkte, en dan gaan hy nie. Hy kom en hy sê vir hulle spesifieke woorde. En ek wonder wat sou jy doen met sy woorde as jy die dag daar was. En 'n belangriker vraag is wat ek en jy sal doen met die woorde vandag. Want daai woorde is nog lewendig. Is 'n belofte, 'n opdrag en 'n gesindheid waarmee hy gesê het ons moet lewe wat vandag nog geldig is. En ek wil dit vir jou lees en ek wil hê jy met jou hart oopmaak vir hierdie woorde vandag. Al het jy dit al hoeveel keer gehoor. Wil ek hê jy moet mooi luister vandag na hierdie woorde in Matteus 28. Ons gaan 2 stukke lees, nie direk na mekaar nie, maar ons gaan lees Matteus 28 vanaf vers 19 en dan gaan ons 'n bietjie later lees Handelinge 1. So ons begin by Matteus 28, ek dink ek het hom hier op vanaf vers 19, 18, ja, as jy bietjie vroeër op vers 18 lees in jou Bybel, dan sal jy sien, Jesus sê, aan my is alle mag gegee, in die hemel en op die aarde, sê hy, wat so belangrik is, want wat hy sê is ek het oorwin, ek het gewen, alles wat ek wou accomplish, het ek accomplish, en God het weer alle mag aan my teruggegee, in die hemel en op die aarde. En nou sê vir ons, omdat ek daai mag het, ek gee julle nou hierdie belofte en hierdie opdrag, gaan dan na al die nasies toe, en hy sê, maak die mense my disippels. En as deel van dit doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het, dit wat ek julle geleer het, gaan leer dit vir ander mense. En onthou, ek is by julle al die dae, tot die volëinding van die wêreld. Ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Hier's 3 gedagtes hier wat so groot en belangrik is en ek wil dit met jou deel. Die eerste een is waar Jesus sê, onthou. Onthou, ek is by julle. Jy kan teruggaan na die skrif, jy kan hom sommer oplos daar vir my asseblief. Onthou, ek is by julle. As iemand vir jou sê, onthou hierdie, vir alles wat hulle laaste woorde is, wat moet jy doen? Dis nie baie diep hierdie vraag nie, hoor, jy moet onthou, dis wat jy moet doen, jy moet nie vergeet nie, jy moet onthou. En wat sê hy vir hulle? Obviously is dit 'n issue, as Jesus dit, hy sê dit, want hy besef dit gaan vir ons 'n issue wees. So hy besef, hier's 'n issue, die mens, they tend to forget important things. So, nou sê ek vir julle, asseblief, as julle een ding nie moet vergeet nie, moenie hierdie vergeet nie, onthou dit altyd, ek is by julle. Nou, om dit te unpack, goue vraag, wys gou vir my, wie van julle dink, jy sou daarvan gehou het as Jesus fisies op die aarde was vandag? Wie sou, laat ek sommer my eerste hand opsteek. Jy sou gelike het as Jesus fisies op die aarde was. Ok, nou hou vas aan daai vraag. Ek soek gou 2 deelnemers hier op die stage by my. Wie's bereid om deel te neem aan 'n game? Dylan, jy's nie skaam vir die stage nie. Ok, Dylan, jy kan opkom. Wie nog?
Bonita. Okay, dankie Bonita. Ek sien nie almal gelyk nie, hoor. Nie almal gelyk nie, sorry vir julle wat nou wou kom. Okay, so ek gaan laat julle 'n speletjie speel. Hulle gaan 'n speletjie speel. Julle kan saam speel. So julle ken die speletjie waar sy, né? Waar sy. Ja, toe julle babietjies gehad het, toe speel julle met hulle die speletjie, né? Dis pretty much dit. So ek gaan nie julle moet vir die skerm kyk. So ek gaan 'n prentjie op die Nou Dylan, you can't play. Because you didn't look at it. Okay, that's fine. I'm going to believe you. So ek gaan hulle 'n prentjie wys en dan gaan daar's iets op die prentjie. Daar's klomp goed op die prentjie, maar daar's een klein dingetjie waarvoor hulle moet kyk. 3 prentjies, beste uit 3 en die een wat wen kry 'n verniet cappuccino en 'n stuk koek. Okay? Is julle reg? Ons het dit vandag by Laerskool Randhart gedoen en hulle het R100 gekry. Hoor jy, hulle het gespeel vir die dood, hoor. Dit was soos life or death. Okay, eerste prentjie, 'n veerpyltjie. Soek die veerpyltjie. As jy hom het, moet jy jou hand opsteek. Dis 'n dart. Het jy hom? Waar is hy? In die middel. Ja, in die middel In die teen wat? hout. In die hout. Jy's reg. Okay, 1-0 vir Bonita. Come on, Dil. Volgende prentjie. Die warmwatersak. Waar is die warmwatersak? You got it? Okay, 1 elk. So hier's nou, dis great. So dis nou hierdie een bepaal, né? Hier's die bepaler. Okay, volgende een. Die helikopter. Waar is die helikopter? Waar vlieg hy rond? The red one is an airplane. Next to the baby's head, you are right. Dylan, Daar's op die prentjie. Dankie. Okay, Dil. You can have it or you can give it to Sean. Lekker, geef hulle 'n lekker hande klap. Is 'n simpel speletjie. Hier's hoekom ek dit hier's wat ek wil hê moet onthou. As Jesus fisies op die aarde was, dan sou hy net op een plek op 'n tyd kon wees. Nou dink daaraan. Sou hy in Israel wees? Sou hy in Amerika wees? As hy in Suid-Afrika was, dan sou ons die hele tyd gewonder het, is hy in Pretoria? Is hy in Kaapstad? As hy in Alberton is daar 'n tou? Moet ek bespreek? Is daar 'n Jesus near you op Google Maps? Is daar 'n Find My Jesus app wat ek kan download? Die feit van die saak is, die punt is, ons sou die hele tyd gewonder het, waar is hy? Want hy kan net op een plek op 'n tyd wees. Ons neem aan as hy fisies op aarde was, hy sou by my wees. Maar dis 'n baie selfsugtige ding. Die feit dat Jesus weggaan, sê hy vir hulle, onthou nou, alle mag is aan my gegee. Alle mag. En deel van my power is, ek gaan nou fisies weg, en dan kan ek deur die Gees by elke liewe een van julle wees. En is dit nie wat ons eerder wil hê nie? Ons neem aan, en hierdie is belangrik, ons neem aan, dat as Jesus fisies by my was, as kom ons sê hy sou by my wees, en hy loop vir 'n jaar saam met my, ek maak die assumption dat ek sou hom beter ken. En dat ek beter verhouding met hom sou bou. Dis wat ons dink, né? Ons sou meer tyd, lekker tyd saam met hom spandeer. Sou jy regtig? Want jy sou nog steeds moes werk en Netflix kyk en jou stokperdjies hê en doen wat jy doen. So waar in al daai sou jy vir hom tyd maak, waar jy nie nou vir hom kan tyd maak nie? Of sê jy tyd maak want jy voel skuldig. Jy kom by die huis van die werk af. Onthou, Jesus is in die sitkamer. Waar is my Bybel nou weer? Dan gaan ek tyd met Jesus spandeer. Ons kan nou met hom tyd spandeer. Sou jy meer vir hom geluister het, dink jy sou meer verstaan? Dink jy sou meer verstaan wat jy moet doen in die lewe, as hy fisies by jou gesit het en met jou gepraat het? Want een van die goed wat hy vir jou sou sê, is, soos hy gesê het, is, gaan vertel mense van my.
En kom ons sê hy het fisies by jou gesit, en hy sê dit vir jou. Kom ons sê hy verskyn vanaand aan jou, en hy sê vir jou, ek wil hê jy moet die mense in jou lewe vertel van my, van môreoggend af. Wat sal jy doen? Sal jy dit doen? Maar hy het dit gesê, en ons verstaan wat hy sê. So hoekom dink ek, as hy fisies hier is, gaan ek hom gehoorsaam? En baie keer maak ons sulke assumptions, want dit gee vir ons 'n verskoning, vir hoekom ons hom nie nou hoef te gehoorsaam nie. Hoekom ek nie nou met hom kan tyd spandeer nie, hoekom ek nie nou verstaan nie. Maar dis nie waar nie. Hy het gesê, ek gaan, en hier's wat jy moet onthou hierdie, moet dit nie vergeet nie, as jy by die huis is, as jy by die werk is, as jy by die gym is, as jy op die golfbaan is, as jy in die badkamer is, as jy in die kombuis is, as jy deur 'n moeilike tyd gaan, jy gaan my nie sien nie, jy gaan my nie voel nie, jy gaan my nie met jou ore hoor nie, maar jy moet dit nie vergeet nie, en jy moet dit nie betwyfel nie, ek is by jou. Ek is by jou. Hy sê, al die dae, tot die volëinding van die wêreld, met ander woorde, totdat ek terugkom, jy kan maar weer vir my die skrif opsit asseblief, totdat ek terugkom, is ek elke liewe dag by jou. En ek wonder, wat maak jy met daai woorde? Wat maak ons met daai woorde? Dit is so belangrik. Leef ek asof hy by my is? Leef ek regtig asof hy by my is? Of leef ek glo hier dit wat daar staan. Maar in the day to day leef ek nie asof hy by my is nie. Kom ons dink oor wat maak ons met daai woorde, hy is by jou, hy is by my, elke dag. En wat hy vra is, kom sit bietjie by my. Kom sit bietjie by my. Praat met my. Luister vir my. En as ek jou iets vra, doen wat ek sê. Wat sê Handelinge 1 vers 8? As jy dit doen, as jy my gehoorsaam, nie omdat jy weet wat om te doen of alles kan uitfigure nie, maar omdat my gees by jou is, gaan jy krag hê en hy gaan jou dan help in daai gehoorsaamheid om goed reg te kry wat jy nie eens weet hoe om dit reg te kry nie. Dis presies wat met die disippels gebeur het. Hulle het nie klou gehad wat om te doen nie. Hulle was net een ding, gehoorsaam. En die gees vloei altyd in die rigting van gehoorsaamheid. En as jy sit en wag, want jy sê, ek wil net eers bietjie hierdie ding uitfigure, wat jy sê is, ek wil dit in my eie krag en my eie insig, wil ek eers hierdie ding kan uitwerk, anders gaan ek dit nie doen nie. En die Here geloof werk nie soos dit nie. Hy's by jou. En deel van hierdie, die tweede gedagte wat ek wil share is, die deel van hierdie, dat hy by ons is, en dat die Heilige Gees by ons is, kom hy nou en hy gee ons 'n opdrag, né? Wat sê hy daar? Ek wil hê julle moet gaan. Ek wil hê julle moet gaan, en ek wil hê julle moet vir alle mense my getuie gaan wees. Ek wil hê julle moet mense van my gaan vertel, en ek dink baie keer is ons mindset oor dit verkeerd, oor evangelisasie, want kyk mooi wat sê hy daar. Hy sê, gaan na mense toe, en gaan maak disippels van hulle. Wat beteken dit? Doop hulle, so ja, preek die evangelie moet daar wees, bring mense kerk toe, laat hulle hoor wat ek vir hulle gedoen het, maar is meer as dit, as mense nou kom, en as mense sê hulle is 'n Christen, leer hulle om alles te onderhou, daai is so belangrik. Want kom ons wees eerlik, in ons kultuur, almal is Christene, en die verskoning weer eens, ek dink vir ons is om te sê, okay, wel, dis lekker vir ons, hier in Alberton, ons werk is gedoen. Nou moet die Here net terugkom. Ek meen, mense in ander lande moet mense evangeliseer en Christene maak, maar ons het ons werk gedoen. Almal is Christene. Dis nie al wat ons moet doen nie. Almal kan in Christene wees en gedoop wees. Job half done. Half done. En ons is nie daar nie, hoor. Net om jou dit te sê. Maar dan sou job half done is. Maar dan leer hulle alles. Wat moet ons hulle leer? Wat ek julle geleer het. Alles wat ek julle geleer het, gaan leer dit vir mense. Nou moet jy onthou, Jesus het 3 jaar saam met hierdie disippels gejourney. 3 jaar. So wat hy vir hulle sê is, in jou 3 jaar saam met my is ons sekere goed deur, jy is sekere goed deur, jy het gebid en sekere goed het nie gebeur nie, en jy het gebid en sekere goed het gebeur. Jy het my leer ken in hierdie 3 jaar.
En alles wat ek jou geleer het, alles wat jy van my weet, en hier is hoe eenvoudig Jesus dit maak vir hulle. Ek gaan leer net dit vir ander mense. Dis al wat ek jou vra. Ek sê nie jy moet die Bybel kan vat en alles uit jou kop uit ken en elke stukkie teologie wat elke ou nog in 'n boek geskryf het vir mense kan verduidelik en uitmekaar trek nie. Want ek dink dis wat baie van ons dink ons moet doen. So en ons kan dit nie doen nie. Ek kan dit nie doen nie. So nou dan wil jy eerder niks sê nie. Jy is so bang want daar's ook soveel opinies vandag. Sê eerder niks. Dis nie wat hy gesê het ons moet doen nie. Hy sê gaan leer mense dit wat ek jou geleer het. Nou weer eens. Kom ons wees gou personal hier. Sê gou vir my, hulle het 3 jaar saam met die Here gejourney. Dis nie so lank tyd nie, hè? Sê gou vir my, van julle, hoe lank journey julle al met die Here? Hoe lank is jy al 'n Christen? Amanda, hoe lank is jy al 'n Christen? Meer as 20 jaar. Davie? Clint? Lisel? Is hy eerlik? 20 jaar, 30 jaar, dis die goeters wat hier gaan uitkom, van julle gaan sê 40 jaar, 50 jaar, 3 jaar, sê hy vir hulle, luister, that's enough. Ek gaan nou gaan leer julle vir mense wat ek vir julle gewys het in hierdie tydjie. Gaan sê dit vir mense, leer dit vir hulle. Imagine Jesus kom en hy sê, hoe lank stap ek en jy al 'n pad saam? 20 jaar, 30 jaar, 50 jaar, gaan leer vir mense. En ek dink so groot deel van daai is om te sê, weet jy wat, daar's soveel goed wat jou terughou, om mense te leer van my. Daar's soveel special goed wat ek jou al geleer het, en wat ek en jy al op die journey deur is, wat ander mense moet hoor. Hulle moet jou testimony hoor. Jou testimony is nie Billy Graham se testimony nie. Fine. Dis nie die punt nie. Die punt is Billy Graham het net gedoen wat hy gevoel het die Here wil hê hy moet doen. En hy het nie ge-worry wat wie dink daarvan nie. En dis hoekom hy Billy Graham is. En ek en jy word teruggehou, want ons dink Billy Graham het een of ander kennis en goed gehad, en toe kon hy die werk doen. Dis nie die waarheid nie. Dis nie die waarheid nie. Hy het net een ding vertrou, dat die Heilige Gees, as ek gehoorsaam is by my, en hy sal doen. Hy sal invul die gaps wat ek nie kan nie, maar ek moet net mense leer wat die Here my geleer het. En elke liewe een van ons het goud, want ons journey al saam met die Here. En ons het elkeen unieke stories wat die unieke mense in ons lewe moet hoor. Daar's mense met wie jy skouerskuur, met wie ek nooit gaan skouerskuur nie, en miskien al doen ek, gaan hulle nie na my storie luister nie, maar hulle gaan na jou storie luister. Inteendeel, ek wil 'n stapie verder gaan en sê, daar's mense wat as hulle jou storie, as jy share met hulle, dan gaan hulle hart oopgaan vir die Here. Dan gaan hulle, as jy hulle nooi kerk toe, dan gaan hulle daar kerk toe kom. Maar nie iemand anders nie. En weet jy hoeveel weight is daar op daai? Dit is so groot verantwoordelikheid. Want ons wil nie eendag daar kom en dan sal mense wat nie daar is nie, want ek het nie my werk gedoen nie. Want ek was te bang, wat gaan mense sê? Kom ons begin net gehoorsaam wees en ons vertrou, die Heilige Gees is met ons en hy sal ons empower en hy gaan ons krag gee, maar elke een van ons het iets van die Here wat ons met ander mense moet share. Leer hulle wat ek vir jou geleer het op die journey. Hy gee ons 'n belofte, hy's by ons. Hy gee ons 'n opdrag. Gaan deel met mense dit wat ek vir jou geleer het. En in die derde plek, gee hy vir ons 'n manier van hoe ons hierdie goed moet doen. En dit wil ek vir jou lees uit Handelinge 1 vers 8. So in Handelinge 1 sien ons die actual moment waar Jesus in die hemel opgaan en wat dan daar gebeur. So ek dink ek het hom hier vanaf vers 9, né? Ja, want 1 vers 8 sê mos, dis die stuk wat ons gelees het in die offergawe wat sê, as die Heilige Gees by julle is, hy gaan julle krag gee. En dan vanaf vers 9, dan sê dit die volgende. Nadat hy dit gesê het hy opgegaan in die hemel in. Net nou dat ek daai woordjie daar sien,
Het hy, sê dit hy het weggegaan, of hy het opgegaan? Opgegaan, né? So hy's op, hy's nie weg nie, né? Hy het opgegaan, terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom weggeneem, sodat hulle hom nie langer kon sien nie. En terwyl hy weggegaan en hulle nog stip na die hemel kyk, het daar skielik 2 mans in wit klere by hulle gestaan. Dit moes nogal skerry wees, né? En die sê toe vir hulle, Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus, wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, lees gou hierdie laaste sin saam met my, sal net so terugkom, soos julle hom na die hemel sien opgaan het. Net so. Jesus is met 'n fisiese liggaam op in die hemel in. Wat hierdie ouens sê is nogal profound, hierdie engele. Hulle sê hy gaan net so, gaan hy terugkom. En julle gaan hom sien. Net so gaan hy terugkom. Hy's fisies weggeneem, hy gaan fisies, gaan hy afkom in 'n wolk, julle gaan hom sien. Die een ding wat ek hieruit sal vat, want dis baie goed wat mense vir ure kan sit en chat oor, maar die een ding wat ek dink is key, wat ons moet inspireer in die manier hoe ons saam met die Here journey, want hy's by my, en die manier hoe ek uitgaan om my storie met mense te vertel, is iets van 'n dringendheid. Want die engele kom en hulle sê, Jesus wat julle nou gesien gaan het, nommer 1, hy is besig om vir julle 'n plek voor te berei daar. Dis awesome. Jesus het dit vir hulle gesê, ek gaan nou gaan, moenie hartseer wees nie, moenie moedeloos raak nie, want ek gaan vir julle 'n plek voorberei, en as ek hier bly, dan kan ek nie dit doen nie. So ek moet nou gaan, ek gaan vir julle 'n plek voorberei, en dis 'n awesome ding om te weet. Waar is Jesus? Deel van wat hy nou doen is, hy's in die hemel besig om vir ons 'n nuwe huis te bou, en hy sê, daar's 'n kamer vir elkeen van julle. Maar dan sê hulle, maar onthou nou, maar hy's op pad terug. Hy's op pad terug. En net as jy hom gesien gaan het hier, gaan hy afkom. So hoekom staan julle nog en kyk? Dis basies wat hulle sê vir die disippels. So hoekom staan julle nog en kyk? Gaan doen julle werk. En ek dink dis so belangrik. Jesus wat by ons is nie net by ons om ons heeltyd te comfort en net te sê, moenie, ek is lief vir jou, ek is by jou. Deel van sy teenwoordigheid is om saam met my hierdie taak te vervul. Om uit te gaan, maar dit met 'n dringendheid, want hy's op pad terug. En as Jesus nou moet terugkom, as jy geweet het, Jesus kom in Desember terug, hoe meer dringend sal jy nie wees oor om mense saam te vat op die journey nie, of om mense kerk toe te nooi, of om jou storie met mense te share, hoe meer dringend sal jy, met meer passie en boldness dit uit te leef. En hoe weet ons nie hy kom môre nie? Hoe weet ons nie hy kom vanaand nie? En ek wonder of as hierdie 2 manne uit die hemel uit kom en hulle verskyn hierso, en ek slaan nou hier neer, en hulle sê, moenie worry nie, sit, luister vir ons. Wat sit julle nog en kyk voor? Julle hoor wat julle moet doen. Wat sit julle nog en kyk voor? Waarvoor wag julle? Dis nogal 'n stern, 'n ernstige, 'n bietjie ruk in die bors, en sê hy, julle weet wat julle moet doen. Doen dit. Gaan en doen dit. En ek dink baie van ons het so 'n bietjie stamp in die diep kant in om te sê, gaan doen wat jy moet doen. Jy weet wat om te doen. Hou op verskonings maak, doen dit met passie, kry 'n dringendheid in jou Christendom, want die Here is op pad terug. En as hy die dag kom en daai bassein blaas, dan kan jy niks verder doen nie. Dan is die game verby. En daar's siele wat nog nie reg is met die Here. En daar's mense in jou wêreld wie se lewe radikaal kan verander as jy net begin uitgaan met hierdie as jou main purpose in die lewe. En familie, daarmee wil ek afsluit. Hierdie is Jesus se woorde aan ons. Ek gee jou 'n belofte, onthou dit, ek is by jou. Maar daarmee saam wil ek hê jy moet weet, ek gaan nou en ek's by julle, maar deel van my by julle wees is, ons het 'n missie nie. Jy moet mense gaan leer en doen dit met
passion en boldness en 'n dringendheid, asof ek dalk môre terugkom. En miskien om dit prakties te maak, moet ons onsself vra, as Jesus môre sou terugkom, wie sal jy bel? Is daar iemand wat jy dalk lanklaas sou mee gepraat het, of is daar mense in jou lewe, dat as jy geweet het, Jesus kom oor môre terug, of oor 'n week, of oor 3 maande, dan sou jy begin praat het oor hom. Jy sou begin share het, jy sal oral waar jy gaan, sou jy vir mense sê, hey, ek wil net iets met jou deel, of ek wil net weet, hoe gaan dit met jou verhouding met die Here? Ek weet nie, waar staan jy met die Here nie, maar kan ek jou vra om Sondag saam kerk toe te kom? Pinkster kom op. Dis 'n event, so ek sê, ons het, mense in ons wêreld is Christene, maar ons moet nie kyk of hulle Christene is nie, ons moet vra, ons leer hulle by Jesus, want dis wat hy gesê het, hy wil hê, mense moet leer by my, en wie moet hulle leer? Ek en jy. Ons moet hulle saamvat op die journey. En ek wil jou 'n challenge gee. Hierdie is nie 'n boodskapie, dit was nou lekker, bietjie iets anders, reg weer vir die naweek nie. Hierdie is 'n boodskap wat by jou moet bly en jy moet kou aan dit. Wat doen ek met hierdie woorde? Wat doen ek met hierdie opdrag? Wat doen ek met hierdie belofte? Wil jy moet gaan kou aan dit, so deur die res van jou nag, deur jou Vrydag, gaan kou aan hierdie. Deur jou Saterdag, kou aan hierdie woorde en sê, Here, wat maak ek met u nabyheid? Wat maak ek met die opdrag? Wat maak ek met die feit dat u op pad terug is? Dit was u woorde wat u vir my gelos het. Wat maak ek met hierdie woorde? En maak jou hart oop vir wat die Heilige Gees vir jou wil sê. Hy sal vir jou sê, as jy luister, sal hy met jou praat. En my hoop is dat jy sal, soos jy dit hoor, dat jy sal reageer in gehoorsaamheid. Want as daar op daai punt van luister, hoor en gehoorsaam, dan werk die Here in jou lewe soos nog nooit van tevore nie. En is dit wat jy wil hê? Dis wat ons wil hê, is dit nie? Mag dit so wees vir jou. Kom ons bid saam. Here, u het opgevaar, maar u het nie weggevaar nie. U is nie weg nie, u is by elke liewe een van ons. Dis so goed om te weet, Here. Maak nie saak waar ek is in die wêreld nie, maak nie saak waardeur ek gaan nie, u is daar. En u is met my, al sien ek u nie met my oë nie, al hoor ek u nie met my ore nie, u is met my. Here, jammer dat ek nie sensitief bewus is van u nie, want daar's soveel ander dinge waarop ek fokus en wat ek toelaat om my te distract en my aandag af te trek en my besig te hou. Ek dink ek sou met u tyd spandeer meer as u fisies by my was, maar as ek eerlik is met myself, besef ek, maar hoekom doen ek dit dan nie nou nie? Ek weet mos, ek glo mos u is by my. Ek wil meer ongejaagde tyd by u voete spandeer, Here. Ek wil hoor wat u vir my sê. Here, nie net is u by my nie, maar u gee my hierdie opdrag, u stuur elkeen van ons en sê, hey, ek is al so lank besig in jou lewe, jy kan dit nie vir jouself hou nie, gaan share dit met ander mense, hulle gaan leer daaruit. Here, mag ons daai spreekwoord eer wat sê, I'm just a beggar, telling another beggar where I got the bread. Wat is ons, enigeen van ons, as ons nie lewende brood van u af kry nie? Maar soos ons dit kry, mag ons dit nie vir onsself hou nie, dit is sonde. U stuur ons en, Here, kom breek daai trots en daai vernedering waarvoor ons bang is, kom breek dit af. U het nie gesê ons moet die hele Bybel kan uitlê nie. U het net gesê ons moet vir mense leer wat u ons leer. Help ons om dit met boldness te kan gaan doen. En Here, u engele sê, hy, onthou nou, Jesus is op pad terug. Wat 'n amazing hoop is dit nie, om te weet, u berei vir ons die hemel voor, en u gaan ons dan kom haal, u is op pad terug, maar
dis ook 'n saak van dringendheid, want dit gaan nie net oor my nie. U stuur my en sê, onthou nou, ek is op pad terug. Leef met passie, leef met boldness. Leer ons hoe om voluit te leef, Here, en hierdie missie uit te dra in Alberton in. Heilige Gees, dat U met krag in en deur ons kan werk. Dat die dag as U verskyn en ek staan voor U, dat ek nie skaam sal wees of skuldig sal voel oor die feit dat ek nie geluister het nie, dat ek nie gehoorsaam het nie, maar dat ek kan sê, Here, U weet, ek het alles gedoen wat ek kon. Dankie, Here, dat ons U woord kan oopmaak en 'n lewende woord kan kry, dat dit nie net dooie woorde is en gebeurtenisse wat in die geskiedenis gebeur het nie, maar dat dit hier en nou met ons harte kom praat. En ons weet wat om te doen as ons hier uitgaan. Ons het U so lief en soos ons ook voorberei vir Pinkster wat op pad is. Werk in ons harte, Here. Kom ontmoet met ons. En help ons ook om spasie te skep hier. Dat dit altyd 'n spasie sal wees hierdie. Waar mense met U kan ontmoet. Heilige Gees, waar mense U kan ervaar. Want dis al wat elke mens nodig het, is om met U te ontmoet. Ons het U lief, Here. Dankie vir hemelvaart. Ons eer U. In Jesus naam bid ons dit saam en ons sê